Good day, ladies and gentlemen. It's another day out in the ground, out on the ground in the communities. Ek weet jy, as jy kry hangsakke hier by die huis, terwyl 'n man kan besig is, al kante om te juggle. But today we are again on the road, we are on a mission. I think you guys have seen the video yesterday that was made by a leader, where he went to a specific case which related to Aboriginal people that is on a particular piece of ground. And I think according to what is out in the media, he's speaking about an eviction notice and people were evicted from that particular piece of ground or land. Now it is really weird how government can always, they would always want to go a further step once it is a particular people, right? And in this case, once again, it is a brown community that is targeted, right? Where you don't find it anywhere else. And there was so many resources that was put into that operation. I really would like to know whether it is or it was beneficial the way they thought it would be. Because I think the city of Cape Town spent so much fees in legal fees, they spent so much in having law enforcement there every day, private security was there. There was a lot of people that was put there to look after this particular piece of land because there was already people on the land, right? So they were there to stop people from further developing and further putting up, right, any shacks or that for that matter. So we are on our way there now, and the rest of the team will share with you guys, with the viewers, in terms of a bit more in detail in terms of what is happening there. I'm gonna jump off here now because I need to go somewhere else. But stay tuned, guys. Wake Us Up in the Hood is busy with a lot of things. We are busy with. I don't want to speak about it now, but you guys will see more of our content out. There is still a lot of unreleased content that is out there that still need to be posted, right? And we will post it in due time. But your support, it helps us a lot, on YouTube, on Facebook. It helps us a lot to build our platform, So again, thank you to those that subscribe, those that are milestone followers, on Facebook, on YouTube, and even TikTok as well. So stay tuned, guys, and enjoy the rest of the clip. Let's go. Goedemiddag, welkom bij nog een instelling van Wake Us Up in the Hood. Ons is vandaag hier bij Strandfontein. Wat is die naam van die community? Aboriginal Khoisan Kraal. Kan u voor ons net een briefgeschiedenis geven van wanneer af ontstaan die community en wat is die demographic van die community wat die blij? Ons is al 4,5 jaar hier, ons gaan die 4de Maart, gaan ons 5 jaar hier wees, nee? En die city doen niks vir ons, niks, hulle help ons in niks aspek waar hulle kan nie, as mense nie. Ons het getry om, ons het buite toilets, ons het toilets, het dakke op te sit, hulle kopbreek het af. Hulle het het al 2 keer ook afbreek. Ons vraag vir hulle, vir die 3de keer vraag, laat beteken Hood Councillor Elton Jensen. As hy kan kom, ja, want die mense het gesê, hulle gaan het nou weer afbreek vir die 3de keer. Hy laat weet vir my, hy sê hy kan niks maak nie. Anders gaan hulle vir hom aanvat. So hulle moet maar nou net afbreek. Nou, as my, die toilets aan nie, van my basiese regte nie. Hulle breek af, hulle doen niks soos hulle wil ons die krag en hulle wil ons die ligte gee nie, niks op die grond doen hulle vir ons nie. Hulle wil eers vir ons septiek dreine kos skoon maak nie.
Nou kan ons nie ons toilet sko am use, want die septic draine loop oor die hele pou loop uit. Hulle doen nie eens dat vir ons nie. En die ding, ek as van Suid-Afrika, ek as al 22 years, as ek en my kinders, my familie, as ek op die waiting list. Ek is al 'n ouma, ek het nou nog nie huisie. So ek gaan net hier bly. Die coastal as verkoop aan wie? Buite mense. Maar hy sê huise vir ons, binne nie, nooit. Waar moet ek gaan? As hier op 'n grond is. Almal kry net grond, almal kan grond vat, almal wil net maak en doen. Jy meen te sê, ek is al 'n ouma. Ek het al 2 kinders die matriek gesit. En ek het nou nog nie huisie, dan sê hulle, die government sê, city works for you. Hoe kan die city vir my werk, as ek hier bly? As ek al die jare werk vir die government. As ek al die jare werk, tax word afgetrek. My man werk. Maar ons moet so bly. Daar's nooit huise nie, daar's nie, wat die properties word verkoop. Aan buite mense nooit. Ek is dak van die government, dak van die government, dak. Kan u vir ons 'n bietjie meer van die van 'n legal aspect of bietjie meer insight gee van op die pad hiertoe het ek gehoor dat daar was 'n saak wat die gemeenskap hier gewen het in die hof en agterna het die DA daai ruling geappeal. Kan u vir ons 'n bietjie meer duidelikheid gee, wat is die situasie rondom daai? Dit is 'n interim order wat ons wat hulle uitgetrek het, wat hulle ons hof toe gevaar het in 2022 en toe ons het gewen. Toe ons die interim gewen op die High Court. Right? En toe hulle nou geappeal Asia en ongelukkig was dit mos nou nie. Het hulle dit nou gewen. Right? Party sê nog altyd niks. Hy sê nog altyd vir ons niks. Because hy is 'n stukkie pampie van die High Court af. As mos nou mens, die is 'n stukkie pampie nie. Hulle wil vir ons net vat en shove en maak en doen met ons wat hulle wil. Hulle besluit oor in die High Court wat hulle wil doen met ons. So ons het dan nie nou sê nie. Ons het die sê nie, moet ons nou weer, ek en my man en my kinders moet nou weer want toe gaan. Ek weet, ek is unemployed. Ek het 'n baby van 6 jaar oud. Dan het ek 'n klein kind hier van 6 maande. My kinders gaan hier skool. Hulle het die een keer gedink, toe hulle nou sit met hy interim, sa appeal. Wat gaan van ons word die? Wat gaan van ons kinders word die? Ons kinders gaan hier skool nou. Hulle het die een keer nou daaraan gedink. As nou net ons moet seker maar nou na, wat gaan hulle na die ding doen? Eviction orders die, en dan, want toe moet ons gaan. Ek kan nie aan iemand sê ja, het gaan bly nie. Waar moet ek geld kry? Die government besluit net wat hulle voel hulle wil, round table. Hulle kom nie na die grond toe en vra vir die mense op die grond. Hoe voel julle? Wat is julle brand hier op die grond? They don't recognize that. Hulle besluit net wanneer die city al klaar gevoel het. Wat ons in 2002 kom opsit. Toe voel die city al klaar. Hulle vat ons op in die houses. En toe ons hier 'n choice om aan die vandalize huis te gaan nie. Hulle vat ons op in die houses met furniture in. Met furniture. En hulle prik het af in ons gesigte. Ons het hier 'n choice om daarin te gaan nie. Die High Court sê hulle moet net terugbring, het hulle dit teruggebring. Het hulle dit opgesit soos die High Court vir hulle gesê het, hy didn't. Nou wil die city mooi speel, wat ek sê vir jou vandag, die city, die High Court, die government, hulle is almal saam. Almal is saam, because hulle carry nie die brand wat ons moet carry op die grond nie. Hulle besluit nou oor die interim. Het hulle gedink, hoe gaan hulle die families onwrig? They didn't.